Yes, mense, okay, Jerry hier van G-Expert, okay. So ek wil gou met julle ietsie meedeel. Ek het nou baie groot, diep navorsing gedoen. Met 'n electric bakkie, 'n range extender, 'n plug-in hybrid en 'n gewone diesel. P300 inteendeel. En ek het nou mooi gekyk wat gaan hulle ek het ordentlike navorsing doen oor wat hulle real world verbruik is, dieselverbruik, petrolverbruik, batteryverbruik, okay. En en julle gaan nogal half geskok wees as julle die nou moet hoor. So, jou ligste bakkie om af te ry Kaap toe, vir byvoorbeeld, ek maak nou maar daai voorbeeld, sal die Ridara full electric wees. Soos in 1000, weet net op charging sal jy about 1800 iets in die 80 rand gebruik, okay. Al jou ander goeders soos jou range extender, Changang, Reef, jou plug-in hybrid, P500, jou BYD Shark het ek ook ingewerk also. Hulle almal is hier so by die hoë 3600 tot 4100. Die een wat jou die duurste gaan uitwerk, is die BYD Shark. Hy is die swaarste op fuel en sy elektrisiteit gaan baie vinnig klaar wees. Okay. Want dit maar nie 'n groot battery nie en sy range is maar baie swak. Wie is die windweerstand wat hy het? Dan is dit die plug-in hybrid van GWM. Hy is bietjie ligter as die BYD, maar as jy BYD, as jy gaan baie gebruik, 4000, sê maar, jy werk op 4100 en iets, sal jy so 4000 wees op die plug-in hybrid van die GWM. Nou, gewoonlik, okay, jou Changang range extender, hy is gewoonlik so tweede ligste op fuel, maar hy is ook hier by die 3600, 3800 rand wat jy gaan gebruik. Soos die petrolmotorkie die hele tyd werk. Maar gewoonlik is jou diesel die swaarste op fuel. Hy gaan die meeste gebruik. Hy kan maklik hier by die 5000 draai. So jy kan about verwag om 5000 rand se diesel te gebruik as jy af Kaap toe ry. Maar, dit is eintlik crazy. Die verstellings, ons het dit getoets. Die verstellings wat ek doen, wat ek net die turbo regstel, die EGR doen, en dan, dis maar die belangrikste. En dan net vir stabiliteit het 'n groot voordeel ook, doen ek die stainless steel boost pipes. Nou dit help jou, dat wanneer jou turbo begin spoel, laat dit nie lang vat, laat hy 'n boost is nie, dan het jy vinniger jou krag, en dan hoef jy nie verder so baie petrol te gee nie, dan los jy bietjie na raak het ligter op fuel. So ons het gekry met die P300, dat hy hierso by die 7,5 hardloop op at least 120 km/h, alhoewel die persoon hom getoets het op 125, maar ek vat hom maar op, kom ons sê, 7,5 op 120 constant speed, okay. Anderstens is hy heel wat swaarder op fuel. Dis een heel wat. Nogal redelik heel wat. As hy by die 9 moet hardloop of by die 10 moet hardloop of meer, dan hardloop jy hier by die 5000 se rigting. Maar omdat hy daai rigting hardloop weens die verstelling wat ek doen en die EGR wat ek doen, ek stel die boostpipe for sure, ek stel dit voor. Jy hoef nie te decat nie, want as jy nog nie is, jy hoef nie, dit help, maar jy hoef nie. Dan word die GWM diesel word dan so 3100 in something se rigting, se diesel wat jy dan gaan gebruik af Kaap toe. So van 5 na 3.1 is 'n helse drop.
So dis 'n baie goeie verbetering in fuel consumption. Okay. Dit is weens wat ek doen. Okay. En dan het jy reliabiliteit ook dan. Maar nou, hier is die ander ding. Vir 'n Ridara full electric betaal jy enigiets van 950 tot 1 miljoen rand. Okay. En vir die P300 500 en iets, soiets. Al vat jy nou 'n limited van 600,000 of amper 700,000, is dit eintlik nog steeds die moeite werd, want en hierdie is 'n bewys dat elektrik het nog 'n lang way om te gaan voordat hulle maybe vir diesel gaan bied. Met die dieselprys wat is soos hy is, en ek het gewerk op so 4.5 rand per kilowatt per uur AC charging en 7 rand op DC charging. Werk is jou diesel, jy gaan bietjie meer betaal, maar jy betaal 600,000 rand vir die kar. Jy gaan about 70 tot 80 keer heen met Kaap toe moet ry, sulke trips moet doen, voordat jy by die bedrag uit, weet om die verskil as jy 1 miljoen aftrek van 600,000 is 300,000 oor. Jy gaan about maklik 70-80 keer moet ry, voordat jy by die 300,000 rand gaan moet uitkom, voordat die elektrik die moeite werd begin raak. So, diesel is maar koning, maar okay, yes, jy sal moet om regstel, anderstens, ja, 5,000 rand is bietjie duur. Dis bietjie rof, okay, maar nadat hy reggestel word, dan drop daai ding se fuel consumption, like kry sy, en as jy jou turbo upgrade, en jy gee hom meer luister mooi, mapping maak nie ligter op fuel nie, dis 'n bullshit story daai, okay, jy kan nie 'n ding meer fuel wil gee, en verwag hy moet ligter wees op fuel nie, dit maak nie sin wat jy doen nie, okay, of maak nie sin wat jy sê nie, so, diesel, gewoonlik manufacturers doen 18.1 compression ratio of fuel ratio, net 'n fuel ratio, en as jy hom nou ryker wil maak, dan die max gewoonlik is 15, maar dit is nogal eintlik vir moeilikheid soek. Maar jy kan gaan tot 60/1 lean op 'n diesel. Dis nog fyn. Hy sal daarmee nie. Al wat gebeur is 'n diesel nou regtig waar te lean hardloop, hoe jy nie soms sal bereik nie, want jy moet compound doen. Hy gaan 'n plateau bereik. Jy weet hy sal gaan hierdie sterk krag en dan ewe skielik is dit net soos in 'n flat. Okay, hy kan nie meer nie, want daar's nie genoeg fuel nie. Okay, so is te veel air. Julle sal dit nie bereik nie, nie is maybe nie, don't worry about it. Maar dis beter as jy jou turbo upgrade, stage 1, stage 1.5, stage 2, okay, die stage 2, 2.5 en 3 wat ek eendag van tyd gaan inbring, maar vir nou, stage 1 en 1.5 is meer as genoeg, hier is redelik meer air, en het maak hom nogal redelik ligter op fuel. Op die P300 het ek 'n stage 2 en 'n stage 3. Okay. Jaco het stage 2, julle kan maar vir hom vra hoe lig is sy bakkie op fuel, en krag is insane. Dis 'n groot verskil tussen sy bakkie se krag, hoe hy sy krag deliver, en die Wywit standaard. Standaard, ek dink is hierso vanaf so 3,5 af behoort hy vreeslik te sak met sy krag, en dan het hy nie meer genoeg airflow nie, okay. Jaco se bakkie begin net klim, en dit voel of hy is later net by 4, en hy wil nog steeds gaan, was dit nie vir die gearbox nie, sou hy nog steeds gegaan het, maar gelukkig met die gearbox, force hy die rad om te change. So, sy bakkie het crazy baie krag, geen mapping nie, niks nie, dis net turbo upgrade, EGR, boost pipes, downpipe, that's it. Okay, en hy is mentally lig op fuel. Okay, so wat ek het doen is vir veiligheid op die bakkie, maar is ook vir betering. Dit gaan jou meer krag gee, maar dit gaan jou bakkie ligter op fuel maak. Okay, so meganies kry ek die bakkie beter. O ja, en in die airfilter ook. Joh, die ding is awesome. Julle gaan na airfilter wil kry, want joh, die ding is great.
Hy veroorsaak van die begin af, laat hy klaar, heel wat meer air insuig, en dit maak hom ligter op fuel, want as jy gaan ry om mooi te ry om by die spoed te hou, gaan jou bakkie mentally lig wees op fuel. Jy gaan baie vinnig by die spoedlimit uitkom, so daar's geen nut om baie pedal te gee nie, dit gaan so gou gebeur. Julle wil mos nou geld spaar, julle wil meer krag hê, ligter op fuel, dit is die way wat jy doen met diesel. Petrol is 'n ander saak, maar met diesel, dit is die way wat jy doen. Ok, so, yes, min julle diesel gaan verkoop vir elektrik nie, want dis nie die geld werd nie. Verbeter net julle P300's, julle limiteds, julle diesels, en julle sit met 'n koning van 'n bakkie, that's it. En GWM is kwaliteit, dis nie bad nie. Hulle service is bad? Yes, ok. Maar wat julle kry, nog 'n ander ding. Research wat ek gedoen het, BYD gee baie moeilik, Geely gee baie moeilikheid, ja, endless. Ford, nog, almal weet Ford gee moeilikheid. Toyota is nie so reliable as wat julle dink nie. Julle gaan, ek weet soms wat Toyota sê, as hulle probleme het, kos dit jou jare se geld, ok. En dis nie 'n kwessie van jy gaan dit nie kry, jy gaan dit kry, ok. Van al die Chinese voertuie is GWM, al is die P-series soveel kak met sy turbo, en alle breek hy so vreeslik, die turbo, ok, nie die motors nie, die turbo, ok. Word dit nog gereken as nog steeds as die mees reliableste Chinese voertuig op die mark, GWM maar wel, ok. Kyk, as ek die turbo reggestel het, is hy reg, dan breek hy nie meer, dan is daar geen nut vir hom verder nie, om te breek nie, so, yes, jy het jou sekere reels van, laat hom bietjie idle warm word, laat hom bietjie idle om af te koel as jy hom hard gery het, dis maar net die logic, ok. Decat so gauw as wat jy kan, sorry to say, decat so gauw as wat jy kan, want as hy goed begin vuil raak, of van hom as jou olie A3A4 is, dan gaan jou cat sien lang hou nie, en dan gaan dit back pressure veroorsaak, en dit gaan 'n klomp goeders opneek, ok. Decat, goeie olie, dan kan jy A3A4 type olies hardloop, wat hoë ashes wat geweldige protection gee, dan kan jy dit doen. Jy het net antifreeze nie, water nie, doen jou gearbox olie, op 60.000 moes jy dit al gedoen het, wel, GWM moes dit al gedoen het, maar ja, hulle weet nie van beter nie, maar ek sal sê, at least, as jy uit warranty uit is, die eerste ding wat jy dan maar doen, wel, as jy by die 90.000 kilo's is, at least, moet jy gearbox olie change, jy moet, daar is nie een maybe nie, jy moet, as die ene gaan vuil, gaan jy lang traan huil, hy is duur, hy is rarig baie duur, so, doen net julle goeie maintenance, stel die turbo reg, hardloop 'n goeie air filter, hoekom? Want air soek die easy way out, ok, so, as jou air filter vuil is, wat GWM nie sommer change nie, dan gaan die olie opsuig op jou breather, en dit gaan in jou pype in, en dit gaan jou motor in, en dan gaan dit in jou cats in, en dan hou jou cats ookie, so daar is baie negativiteit daarin, ok, om hierdie air filter hardloop en hy haal beter asem, vergeet van die idee dat hy meer krag gaan hê, ok, dit is net logic, maar hy het beter, gemakkeliker airvloei, die turbo werk nie so hard nie, want hy kry die air baie gemaklik in, skoon lug in, minder olie in jou pype, nou amper niks, as jy wil, catch can, kan jy nog steeds 'n catch can doen, dan het jy soos in 10-1 niks olie in jou pype nie, so die gasse wat dan uitkom, is net diesel wat ontbrand is, wel, en dan, as jy nou decat doen, is ook nou 'n goeie ding, so die air filter, is 'n baie goeie ding, en verseker sal jy dit wil hê. Ek het 8 georder, so daar is 8 op pad, sal julle laat weet sodra dit is. Hulle praat iets van die, ek dink is die 16 of die 19e Mei, praat hulle van, wat dit in Suid-Afrika sal wees, so ja, great.